Okay, so ek sou nou Sondag aand hierdie preek by die kerk gegee het. En ek het nou vir julle elkeen 'n koevert gegee en daar's 'n baie goeie rede hoekom ek vir jou 'n koevert gegee het met hierdie papier in. En die idee daarvoor is jy gaan dalk vanaand 'n paar redelike sensitiewe dinge neerskryf vir jouself. Dalk nie. Dit is hoekom hy in 'n koevert is. Dit is vir jou, jy kan met hom maak wat jy wil, as jy hom wil toeplak en van hom vergeet vir 'n ruk, is dit goed. Het jy trouknuis gekry? Hoekom sou ek voorgetrek word? Whatever reason for. Want, dus kom jy vra jy wie goed gaan toegaan, wie gaan Nee, jy nou die wie gaan kripnuis. lees wat ek skryf? Nee, jy het kripnuis. Wat jy op daai papier skryf is tussen jou en God. Okay. Nou, die onderwerp of die titel wat ek gegee het is 'n las wat nie een van ons kan dra nie. Jesus het gesê, werp al jou laste op my. Maar as ons nou gaan kyk, en dis 'n ding wat ek dink baie belangrik is vir elke ou wat homself 'n Christen wil noem, eintlik vir elke mens, maar veral vir 'n ou wat homself 'n Christen noem, gaan oor vergifnis. En ek wil hê ons moet bietjie uitpak vanaand rondom vergifnis en wat dit actually is en wat dit beteken. Maar as ek 'n klip in die bos kan gooi, Patrick, wat is vergifnis vir jou? Om iemand te vergewe en vorentoe aan te beweeg. Okay, nou kom ons sê toe jy in graad 2 was, het daai groot rooi koos boelie ou jou geboelie en jou toebroodjies gesteel. Nou ons word groot en al sulke goeders, maar jy het 'n issue met daai rooi koos. Hoe weet jy het vir rooi koos vergewe? Jy kan nie met hom gaan praat nie, net soos normaal met hom. Jy kan met hom kommunikeer, jy kan saam met hom op pad stap. Jy voel nie meer daai intensie soos wat daar. Maar wat as jy hom nie meer sien nie? Wat as jy hom nie meer sien nie? Goeie vraag. Wat as jy nooit na graad 2 weer vir rooi koos gesien het nie? En dan gaan 'n bietjie dieper in, dan vra jy vir die Here. Sal jy dit nie vra die Here om jou te vergewe soos wat jy met teestanders het. Aha, baie belangrike tema wat jy daar het. Nou ek wil gou-gou in die skrif ingaan. Eintlik gaan ek vir jou eerste vraag vra wat jy vir my kan voltooi op daai forum vanaand. Ek het nie die vrae neergeskryf nie, want ek wil nie jy moet vooruitwerk nie. So ek het net die nommer en 'n plek vir die antwoord gegee. En die eerste vraag wat ek vanaand vir jou vra, is daar iemand of iemande wat jy weet jy moet vergewe vir iets? En ek wil hê jy moet hulle name dink 'n oomblik aan mense wat jy nog nie vergewe het vir goeders nie. Skryf jy hulle name neer. As daar so iemand is. As jy nie... Nee. Ja. Vergewe het, John. Great. Nou eers. So kyk, die goeie ding, die interessante ding, Rudy, het ek nodig dat jy my vergewe. Nee. Maak nie 'n snaars van my saak of jy my vergewe of nie. Ek is nie afhanklik van jou vergifnis nie. Ek gaan aan met my lewe. Maar is 'n interessante punt. Ons kan dalk later daaroor praat. Ek het hom nou nie hier in hierdie boodskap ingewerk nie, want ek bedoel ek het gedruk om hierdie ding in 35 minute te laat pas. Maar in elk geval so, dis die vraag net daar. Is daar iemand vir wie jy vir iets moet vergewe? Okay. Nou as ons na die skrif toe gaan. Ons ken almal hierdie stukkie in Matteus 6. Dis die Onse Vader. Jesus leer die disippels, so moet julle dan bid. Onse Vader wat in die hemele is,
laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons ken dit almal. Ek het 'n vraag op dit. Ek luister. Iets wat nou by my opkom. So, nou het ek vir Koos in graad 2, hy het my kwaad aangedoen. Ek het aangegaan met my lewe, hy het aangegaan met my lewe. Nooit vergewe nie, maar my nooit geplan. Ja, Ek het hom nie vergewe. ja. Maar ek sal like om te weet, daar waar soos ons skuldenaars vergewe. Ek wil weet wat dit in Grieks sê. Wat so sê. Koek. Nee. Ja. Ek het, soos ek sê, dit het nou by my opgekom. Hierdie is 'n geleentheid om vir die Here te sê, ek vergewe daai mense ook. Die wat my al aan iets aan my en al onwetend wie dit was almal. Jy weet, daai meisie wat my gegooi het met 'n eier in graad 3. Ek het nie so 'n naam onthou nie. Okay. Ek het met, ekskuus, ek gaan nou regwaar uit die uit Dalk uit konteks uitgaan. Okay. I've done things, nee. Maar kan daai mense se name nie eens onthou nie. Jy weet, en hierdie, ek het net 'n feeling, nee, as ons dieper in die ding gaan, daai, soos wat ek my skuldenaars vergewe, nee, kan ook wees, Here, ek vergewe daai mense ook, wat my, die wat ek se name ek nie eens onthou nie. Ja. Ja, maar ek bedoel nie daai paragraaf beteken daar, soos wat ek my skuldenaars, dis kom ek so gelyk om te weet wat dit beteken. Ek het dit opgekyk en dit was nie vir my iets buite die gewone wat vir my 'n vreeslike revelation gegee het nie. En die ander evangelies? Okay, die beste weergawe is in Matteus. Maar nou wil ek vir jou sê wat sê die Onse Vader in Engels. Hy sê forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Nou daai trespass is 'n oortreding. Vergewe ons oortredings soos wat ons die vergewe wat teen ons oortree. Jy weet daai trespass. In Afrikaans wat is dit? Betreding. Jy weet dis 'n kriminele aanklag. En daai sê skulde vergewe soos mense wat jou geld skuld. In die Afrikaans ja, maar die Engels sê dit vir my beter. Forgive us our trespasses, daar waar ons op terrein geloop het wat ons nie moes loop nie, soos wat ons die vergewe wat op ons terrein loop. Oor ons grense, oor ons boundaries kom. Wat teen vergewing vals. Daar's nie kom op punt dan. Ek kom te sê nee, want sien nou maar Koos is toe nou in 'n kar ongeluk dood of iets dan nou nie raak vergewe. Hy is nie meer daar nie. Jy kan nog. Nee, Ja. ek weet, maar verstaan, ek Jy kan nie meer na ek kan nie gaan sê hoor hierso, ek klop net in die oor, ek kon nou weet jy is vergewe nie. Ja, maar jy kan ook nie iemand in sy gesig vergewe as hy onverskoning geval het. Anders gaan hy offense vat. As sê nou Nick het my was nou lelik met my volgens my. Ek dink nou Nick was lelik met my gewees. Hy voel nie so nie. Ag nee, ek vergewe jou. Hy kan offense vat nie. So dis nie noodwendig dat sê ek het nodig dat Nick moet vir my jammer sê dat ek hom kan dat ek in sy gesig hom kan vergewe. Maar in my hart moet ek hom vergewe al sê hy nie jammer. Dis baie belangrik. Maar Jou van die offense vat. Ja. En die Here sê ook vir ons moet oppas om nie vir mense aanstoot te gee nie. Ek's nie seker waar nie, maar hy sê dit. Paulus het gesê. Okay. Alright. Die Heilige Gees het dit geïnspireer. Ja. So. Alright. Ek dink Paulus het baie mense. Hy het baie mense offend. Okay. So kom ons gaan aan. Nou hier's 'n paar dinge in hierdie Onse Vader wat my pla. Nou vers 12 sê vir ons en vergeef ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Nou onthou julle nog die hele op hoërskool was in Afrikaanse digkuns gedoen het en die gedigte moes ontleed. Wat
Wat sê Matteus 6? 6 vers 12. As jy my sterkste vind. Nee, ek het Okay. ek het Wat so graad is dit? Verstaan was dit? Hoërskool 10, 11, 12 Afrikaans. Wat skool het jy besigheids Afrikaans gehad? Sorry. Okay. Ek het sportklasse gehad. Okay. So ons het eintlik 'n stylfiguur hier as ek dit so kan noem. Okay. Ons het 'n vergelyking daar. When you see soos, dan weet jy werk met 'n vergelyking en daai vergelyking sê, Here, vergeef ons skulde op dieselfde manier wat ons vergewe. Okay. As ons nou net half wat vergewe, dan gaan die Here ons net half. As ons net al dit is al tot waar die Here jou kan vergewe. As ek jou 15% vergewe, dan gaan die Here my net 15% vergewe. Kom ons kyk verder. Jy maak eintlik jou sieninge self doen. Jy maak jou dit is die perfekte manier om dit te sê. Jy maak jou seëninge toe, maar daar's baie meer as net dit wat gebeur. Okay. Kom ons kyk wat sê die paar versies net na Jesus vir die disippels geleer het van die Onse Vader. Ons nou net daai gelees. Wat sê die volgende verse direk na dit? Matteus 6:14 sê, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Daai sê presies, daar is nie 'n 15%, 20% nie. Daar is net jy nie vergewe nie. Aha. Vergewe nie. Dis Hy vergewe jou nie 15% nie. Hy vergewe jou nie, hy kan jou nie vergewe. Presies. En ek bedoel, kom ons vat hierdie glas koeldrank as 'n voorbeeld. Is hy droog of is hy nat? Dis af. Hy is leeg. As jy jou vinger in hom druk, gaan jou vinger droog of nat wees? Af na Die stuk wat in die koeldrank was. Hy gaan nat wees. Gaan hy amper nat wees? Hy's of heeltemal nat of hy's heeltemal droog. That's it. Die blikkie wortels uit heeltemal. En ek is baie bly jy bring dit op, Patrick, want ek bedoel, ons in die wêreld waarin ons leef, is ons geneig om alles, jy weet, op 'n spektrum te sien. Jy weet, aan die een kant het ek 'n ou glad nie vergewe nie, en aan die ander kant het ek hom heeltemal vergewe, en dit is eintlik wat vergifnis is. Dit is vergewe of dit is nie vergewe nie. Jy's heeltemal reg, dis 'n wortel. Want as jy daai wortel los, dan word jy oop deur dat hy weer kan groei. Dan kom iemand anders met iets teen jou, dan word die onvergifnis net groter. Ja. En groter. Nou gaan ek vir julle 'n ander vraag vra, Rudy, ekskuus, ek sien jy het 'n gedagte, hou net vir my vas aan hom. Maar as daardie pyltjie nou eers sou stop op daai lyn, op enige plek anders as by glad nie. Ag, as by volkome. Dis hoe die Here jou gaan vergewe. Gaan dit goed genoeg wees om jou in die hemel te kry? As die Here jou nie volkome vergewe nie, sal jy in die hemel kan kom. That's it. In die woord deur die hel te gaan. Turbo boost. Rudy. Okay. So daar's mense, meer as een persoon. Okay. Wat ek op konstante basis moet vergewe. 7 maal 77 keer. Ons gaan nou oor daai 70x7 praat, ja. En wat as ek hulle moet vergewe tot die dag wat ek in die graf is? Jy weet, en ek praat nie net van een persoon, so ek dink aan, jy weet, jy het 'n boekie. Hoe weet ek, moet hulle weer vergewe is, want as 'n naam opkom, het vandag weer gebeur. Daai vriend van my wat ek vertel. Ja. Jy weet, vanaand gaan ek weer vergewe wat hy gedoen het aan my gesin. Jy weet nie af van die goed nie. Jy weet, en so ek moet hom nou weer vergewe tot ek weer opkom en ek het weer iets sleg gesê van hom. Om te kom weer gaan vergewe, want dan is nou weer kwaad wat by my hart opword. Okay. Alright. So as ons nou aangaan hier, kom ons praat bietjie daaroor, is dit maklik of moeilik om mense te vergewe? En hier is nou die vraag 2 op jou papier. En die vraag wat ek vanaand vir jou vra is,
Wat maak dit vir jou moeilik om mense te vergewe? Nou ek gaan 'n paar redes gee hoekom dit dalk moeilik is om mense te vergewe, maar ek wil actually vir jou vra, jy moet jouself ondersoek. En as jy sukkel om 'n mens te vergewe, moet jy verstaan hoekom. Een van die eerste redes wat ons kan praat is hoe ernstig of hoe groot hierdie wond of oortreding is wat hierdie ou aan my gedoen het. Okay, dis 'n moontlike rede. Moet ons eie antwoord invul, moet ons daai invul? Jy kan jou eie antwoord, hierdie is om jou idees te gee. Hierdie is om jou idees te gee. Okay. 'n Ander rede, dis nie die eerste keer dat hierdie Koos dit aan jou doen nie. Rooi Koos het al 'n paar keer vir jou geboelie, hy het al 'n paar keer jou toebroodjies gesteel. Dis my nie kan sien vandag. Die rooi is nie so swak nou. Ek kan nie vir rooi is. Wie's rooi is? Nie vir rooi is. Dis 'n ou wat preek, sê ek O ja, weet kan nie, op. ek dit Nou Okay. moet ek ook dop plaas. ek Ja, hy het sy foute. ja. Okay. Ek kan So- nie judge asseblief. Ek judge nie, So ek bedoel dit gebeur hoeveel keer? net reg help. Ek wil nie opinie hieroor nie, dan judge. Dit gebeur baie kere ou oortree teen jou. Dan sê hy ek is jammer en oormôre doen hy dieselfde ding of oor 10 minute doen hy dieselfde ding. Jy weet? So dis 'n probleem. 'n Derde rede hoekom mense sukkel om te vergewe is die feit dat hierdie rooi Koos of hierdie oortreder nie verander nie. Hy bly net dit sluit baie naby aan by daai een, die feit dat dit 'n oortredende of herhalende oortreding is of dat hierdie persoon net nie verander nie. 'n Vierde een, trots. Jy het trots om hom te vergewe. Het jy iets daarin om hierdie ou vas te hou van hierdie oortreding? En ene wat baie mense misverstaan en dis 'n ding wat baie mense mee sit, hierdie gedagte van weet jy, as ek vergewe, beteken dit ek's okay met hierdie oortreding. Weet jy hoeveel mense sit met daardie idee, Lisel, dat as ek sê dis okay beteken dit, as ek die ou vergewe sê ek weet jy wat hierdie verskriklike ding wat jy aan my gedoen het is shap. Ek keer dit goed. En dit is nie. Toe ek op 'n stadium in Tara was in Johannesburg, 'n lyntjie wat hulle vir ons ingedrul het is hierdie een. Hulle het vir ons geleer acceptance is not approval. Met ander woorde, baie mense fight teen hierdie ding wat gebeur het en hulle weier om te aanvaar dat dit met hulle gebeur het. Want hulle dink as hulle sê, weet jy, dis okay dat hierdie ou my arm afgekap het. Of ek vergewe hierdie ou dat hy my arm afgekap het. Dan bedoel jy eintlik ek is okay daarmee. Dis shop dat hy my arm afgekap het. Mense sukkel met daai ding. En vergifnis beteken nie dis 'n approval van wat met my gebeur het nie. But jy lyk of jy iets wil sê. Nekste verhaal by die vroue. Maar dit is nie, jy gaan aan met jou lewe. Jy gaan aan met Ek jou het niks meer lewe. te sê. Maar dan groei nie meer wortel nie. Ja, So jy gaan met jou lewe en so hy het nie meer 'n invloed om hy het nog steeds 'n invloed. maar om jou gedagtes donker te maak die hele tyd. Ja. Maar jy gaan aan. om 'n ding te verwerk, moet jy hom eers aanvaar. Jy weet, baie mense ons gaan ek gaan julle nou voorstel aan Frikkie. Okay. Dan gaan ons bietjie gesels oor wat Frikkie nou actually met jou doen. Okay, maar nou jy het iets gesê wat jy by Groendakkies geleer het. By Groendakkies, ja. Wat het jy gesê? Acceptance is not approval. Aanvaarding is nie goedkeuring nie in Afrikaans. Ek wil net vir my straks na rou kry. Ek wil iets sê maar net kyk of dit Okay, moet ek jou 'n oomblik gee? nee, gemaak. Okay. So ek weet nie, daai is 'n paar redes hoekom
mense kan sukkel om te vergewe, en ek weet nie of julle hom dalk gou wil neerskryf voor julle aangaan nie, maar dis My rede is nie een van daai. okay. Alright. Nee, goed, solank jy net verstaan, daar is actually 'n rede hoekom ons sukkel. Kan ek my rede sê? Jy's welkom, Dan dis it's very personal. it's very personal. Dis nie persoonlik, ek kan nie deel nie, ek bedoel die mense wat ek nie kan vergewe nie, is alles, weet, it's personal. Ek het baie persoonlik opgevat. Ja. Okay. Goed, kom ons gaan 'n bietjie aan. Nou, kom ons kyk wat sê die Bybel vir ons oor 'n paar dinge oor vergifnis op ander plekke. Paulus skryf in Kolossense 3:13 vir ons: verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het, soos Christus julle vergewe het, so moet julle ook doen. En weer eens, dis nie 'n 50% vergifnis of 'n 33% nie, dis vergewe of dis nie vergewe nie, dis soos 'n muntstuk, is kop of 'n stert. Maar daar's nie 'n tussenin. Daar's nie 'n tussenin nie. Minste dit klaar nie op sy nie, tensy jy op die gras is. Okay. En dan op 'n ander plek skryf ook Paulus: maar wees vriendelik en vol ontferming teen mekaar. Vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Dit kry ons in Efesiërs 4 vers 32. Okay. Nou, hier is 'n baie belangrike stelling en ek wil hê julle ouens moet mooi luister wat ek hier sê. Maar 'n Christen vergewe nie omdat die oortreder vergifnis verdien nie, net soos wat nie een van ons God se vergifnis verdien nie. Wat kan enige van ons doen om God te move om ons te vergewe? Niks. Jy kan niks doen dat God jou moet vergewe nie. Dit het sy seun aan 'n kruis gekos om daai prys te betaal dat God jou sal vergewe. Dis wat die koste was. So 'n Christen vergewe nie omdat die oortreder vergifnis verdien nie, maar omdat Jesus die standaard verander het. Dis die standaard wat Jesus vir ons gee. Vergewe. As jy in die Ou Testament lees, daai ouens kan nie vergewe nie. En tot vandag toe is Israel en die Jode en die moslems aan mekaar omdat nie een van hulle twee gelowe vergifnis verkondig nie. Nie regtig nie. Okay. Maar ek wonder nou net, Ek luister. dan nie een van die wette Ek dink nie daar's een van Moses se 613 wette wat oor vergifnis praat. Daar's baie oor boetedoening en vergelding. Daar's oor boetedoening en daar is oor vergelding. Maar ek dink nie daar's 'n wet wat sê jy moet jou broer vergewe nie. en Spreuke ook nie. Ek dink Spreuke, maar onthou Spreuke is nie wet nie. Dis Ja, nie weet. goeie raad. Okay. Nou Jesus sê vir ons 70 maal 7 keer. 490 keer wat jy weet nou wil ek eintlik vra, hoekom sê Jesus? Wat bedoel hy wanneer hy sê vergewe 70 maal 7 keer? Ek dink al wat Jesus daar regtig sê is vergewe soveel soos wat jy nodig het. Julle gaan ons gaan nou praat oor Frikkie. Okay. Nou Ek begin jammer voel vir Frikkie. Okay. Nou in Matteus 18 vers 21 lees ons: toe kom Petrus na hom en sê: Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe? Tot 7 maal toe? Nou Petrus probeer hier verskriklik spiritual wees. En Jesus sê vir hom, ek sê vir jou, nie tot 7 maal toe nie, maar tot 70 maal 7 toe. Die Here het vir ons wys daar. Maar ek wil nou vir jou
die volgende vraag vra. OK. En dit is vraag 3 op jou vorm. Hier is my volgende vraag. Het jy absolute beheer oor wat in jou gedagtes gebeur? Ja of nee? Hoekom? Skryf gaga. Dis 'n moeilike vraag om te antwoord. OK, alright. Hoekom nie? Hoekom nie? Alright. Goed. Nou as jy jou antwoord geskryf het, wil ek hê jy moet gou jou oë toe maak asseblief. Wat sien dit? OK, maak toe jou oogies. Maak toe jou oogies. Maak toe jou oogies. Gaan nie slaap raak. Dis OK, ek sal jou wakker maak. Hoe is nog? OK. Alright. Sal eers vir jou lag. OK. So ek het sien 'n prentjie. Alright. Van 'n pink olifantjie. Alright. Baie cute olifantjie in die sirkus wat 'n hoedjie op die kop het. En in hierdie olifant se slurpie hou sy 'n lys umbrella vas, 'n lys sambreeltjie. En sy ry 'n unicycle en sy het 'n tutu aan. OK. Alright, as jy wil dan kan jy nou kyk op die TV. Dis die prentjie waarvan ek praat. Alright, kyk mooi na daai prentjie. Maak toe jou oë en dink aan iets anders. OK. Jy het ja, Rudy, jy kroek. You're a boy. Selfs die prentjie trouens wat ek het toe ek my oë daarop toe maak, sien ek die mooiste sunset oor 'n strand met die see en goeters. Rudy, dis baie romanties. Daar's olifant. OK. Maar die backdrop was regtig pink geweest. Dit was mooi. Ja. Maar in elk geval ouens, die punt wat ek vir julle wil maak is ons gedagtewêreld is regtig waar daai stryd wat nie teen vlees en bloed is nie. Wat gebeur hier in jou gedagtes? Paulus skryf vir ons elke gedagte begin as 'n sonde. Of nee, elke sonde begin as 'n gedagte. Ekskuus dat ek net reg om sê elke sonde begin. Dis 'n gedagte wat jy kry. Waar kom daai gedagte vandaan? Dink jy as prins daaraan? Of is dit 'n gedagte wat die vyand in jou kop ingooi? OK. Nou op dieselfde manier, jy het nie altyd beheer oor wat jy dink nie. En eendag sit jy en jy drink jou koppie koffie en daar staan Rooikoos en hy steel jou toe broodjies en hy boelie jou. Nou hoe oud is jy nou al? Dalk is Rooikoos al dood. Dalk is jy al 80. Dit is nou in jou gedagtes. Maar dit kom in jou gedagtes en my vraag vir jou is op daai stadium wat hierdie verskriklike boelie in jou kop inkom, hoe voel jy? Is jy van voor af kwaad? Of lag jy daaroor? Of lag jy daaroor? Die ding is partykeer gebeur dit dat ons aan 'n ding dink wat met ons gebeur het. En dan is ek van voor af kwaad. Ek is van voor af seer gemaak. En wat moet ek dan doen? Dan moet ek nou maar gaan en hom weer vergewe. Jy weet, en dit is my persoonlik, as ek kan raad gee, oor hoe jy weet, het ek iemand vergewe of het ek hulle nie vergewe nie, wanneer jy aan daardie gebeurtenis dink, daai oortreding, wat daai persoon aan jou gedink het, en jy voel, ek het 'n negatiewe emosionele reaksie daarop, ek paniek, ek word kwaad, ek wil daai ou verwrig, dan moet jy weer gaan vergewe, jy weet, en partykeer is dit nodig, om 'n ou, jy weet, 5 jaar later is jy cool daarmee, maar 5 jaar plus 1 dag, wat jy weer daaraan dink, is jy kwaad. Maar, ek wil net inbring nie. Net 'n keuse, om my gedagte geboorte te gee. Ja, jy's baie reg daar. Op die, kom ons sê, in die voorval,
3-4 weke, 'n maand, 'n jaar, is nog nie lekker daarmee nie. Maar dan begin jy redelijk rustig raak daaroor. Wat ook al die situasie is. Nou kan jy 'n beheer vat, waar jy wil hom laat wortel skiet, wil hom groot maak, of wil jy hom heeltemal uittrek en doodmaak? Dis hy. Nou die keuse. Yes. Ek dink altyd so daaraan, ons kan nie beheer wat se gedagtes by ons opkom nie. Maar ons moet elkeen van daai, en daar kom ek nou by daai ding wat Jesus gesê het, jy moet jou gedagtes gevange neem en gehoorsaam maak aan Christus. So jy moet nou hierdie gedagtes sê, okay, as jy by Pick n Pay is en jy gaan koop 'n pakkie vleis, wat doen jy? Betaal. Jy kyk wat's in hierdie, ek hou nie van hierdie pakkie nie, ek sit hom neer en jy vat 'n ander pakkie. So kan ons ook met ons gedagtes maak, ons kan sien wat daai gedagte is, ons kan die inhoud van daai gedagtes sien. En dis jou keuse of jy daai pakkie gaan vat en met hom uitstap, en of jy hom gaan neersit en nooit weer aan hom dink. Wie is jou rentmeester hiervoor? Ja. Wie beheer? En ouens, dit is baie belangrik dat ons die Here vra om ons te leer, om ons die krag te gee, om ons to coach ourselves mentally to handle this. Okay. Nou, ek het gesê ek gaan julle aan Frikkie voorstel, daar's Frikkie. Okay. Nou Frikkie is 'n slegte ou wat jou beroof het. Okay. So ons gaan nou vir 'n rukkie oor Frikkie praat. Alright. So daar's Frikkie, hy steel by jou. Alright. Nou Frikkie is 'n generiese voorbeeld hierso vir enige persoon in jou verlede wat jou iets aangedoen het. Okay. Goed. So wat maak jy nou? Nou vang jy vir Frikkie en jy gooi vir Frikkie in die tronk want jy wil vir Frikkie torture oor hierdie slegte ding wat hy aan jou gedoen het. Jy wil hom straf. Jy het my seer gemaak, Frikkie, nou gaan ek vir jou seer maak. So jy vang vir Frikkie en jy sit hom hier in die tronk in jou hart. Dis 'n tronk in ons elkeen se hart, mense. So, dis nou waar jy vir Frikkie gegooi het. Okay. Maar meanwhile is Frikkie nou in jou tronk en as jy 'n ou in die tronk aan die lewe wil hou, jy moet vir hom kos voorsien. Dis jou tronk, jy wil vir Frikkie in daai tronkie, so as jy die voordeel wil hê, nou moet jy vir Frikkie gaan kuier, dit vat tyd. Dit vat mental energy om vir Frikkie in die tronk te hou. Dit tap jou. En ek weet nie of jy opgelet het nie, is Frikkie in die tronk of is dit 'n prentjie van Frikkie wat in die tronk is? Baie Frikkies weet nie hulle is nie tronk nie. Hy is 'n prentjie. Frikkie is nie in die tronk nie. Frikkie steel dalk nou by iemand anders. Dis 'n prentjie van iemand wat jy in die gevangenis van jou hart hou. Dis nie die persoon nie, dis 'n beeld van daai persoon wat jy gevange hou. Yes, broer. Okay, hier is my vraag. Dis ook nou net by my opgekom, né? En ek weet nie of ek nou vooruit hardloop nie, so ek vra persoon, doen 'n bietjie wat jy doen vraag moet. Okay, laat ek voel dit. Wat kyk, dan moet genees. Nie net, jy weet, hoe Frikkie nou uit die tronk uit te kry, maar nog heeltemal genees kom. Ek partymal deel van die genesing is om Frikkie te sê hoe voel jy. En Frikkie te sê, hoe jy is in my tronk. Om hom te kan vergewe. Daai verbal processing waarvan ek nie altyd praat. Dis hoe ek partymal is. Jy weet, baie keer is ek is die persoon as ek, jy weet, soos met Simeon. Is dit so, ek het nou grudge teen jou. Okay? Of jy het A, B en C. Hy het nie eens geweet hy het gedoen nie. Hy het nie eens geweet hy sien dat ek moes weer nog jammer van hom afsoek nie, maar ek het nodig om in daai manier ook hom vry te spreek deur om daai verbal processing met hom te oor jy het my seer gemaak. Wat jy gedoen het, is ek nie happy mee nie. Hy weet nie eens daarvan nie. En dan kry hy miskien jy het nie altyd daai jammer nodig, maar dit help. Dit help, maar jy moet nie afhanklik wees. I get you. Maar ek dink dit is dalk dis dalk nie ek. Dalk my kop, dis so ek dit maak dit makliker. Vir my is dit makliker om te verbal proses as iemand iets teen my gedoen het
nie met hom te gaan beklei. Dit is net so, ek is nie happy met hoe jy hierdie gehanteer het nie. Of jy het albei sê teen my gedoen. Nee. O, ek het nie geweet nie, jammer nie. Of maar nou kan hy hier is die catch by die of ek as iemand jou gaan vlieg in jou bietjie in man, ek het niks aan jou gedoen nie. Ja, maar dan jy toch weg. Nee. Maar daai wat hy nou vir jou gesê gaan vlieg in jou bietjie kan jy nou nog kwaad maak voel. Ja, nou verleng jy sy gevangenis. Ja. Nou voer jy hom. Okay. Ek dink ook jy kan as dit iemand belangrik in jou lewe is nou, of iemand wat jy lank pad mee gestap het, is dit dalk belangrik. Om daai jy weet, Patrick gebruik ons nou as 'n voorbeeld, weet ek en Patrick mekaar nie lank geken nie. Dit was al 'n bietjie scratch. En ek het na hom toe gegaan en sê man, ons sorteer dit. Jy weet. En ons kon dit uitgesorteer. Ja. En saam met hom Ben, by die kerkkamp om Ben, wat hom gedoen het, ek was nie op nie. Okay. Rudy, ek wil nou net hier Ek het baie ver gery. ek wil net hier 'n vreeslike sielkundige ding sê. Okay. Vergifnis en versoening is nie dieselfde nie. There's a difference between forgiveness and reconciliation. Ek weet, maar as ek nou soos met hom Ben, daai in my hart, as ek nou nog kwaad, maar ek is nou saam met ek het hom vergewe. Hy het vir my gesê dankie, wat uiteindelik het my jammer gesê, maar jy weet ek sou nog 'n kwel in my hart gehad het as ek nie met hom gepraat het nie. Jy weet ek sou nog dit is nou al 2 weke later. Hy sou nie eens geweet het ek is opset met hom. Ja. Maar sien begin jy die prentjies sien hierso. Ja. Ben loop vry rond. Ja. Dis 'n prentjie, Jy het hom in die dis 'n prentjie van Ben wat jy hier in die tronk van jou hart het wat jy torture. Ja. Van okay, alright. Goed. Van los my punt. Okay. So ek wil jou ek wil julle die 4de vraag vra om op daai papier in te vul. Okay. Wanneer jy iemand nie vergewe nie, is dit 'n straf vir daardie persoon of vir jouself? Nee, jouself. Jy straf jouself eintlik. Jy sleep uit dit dan saam. Maar jy wil vir jouself swaar. Wanneer maak jy los? Frikkie voel niks, né? Frikkie gaan aan met sy lewe, hy het nie 'n saak nie. Maar sy judgment my kan baie goed te wees. As wat jy nog nie, want jy het hom klaar vergewe. Okay. Alright, maar wat raak sy judgment jou? Dit behoort jou nie te raak nie. Nee, niks nie. Maar sy wiel, hoe sê ek altyd die mens maar dis nie die regte hoe hy is. Die wiel draai. Ja, die manier hoe sy kaientjies gaan braai het. Sy kaientjies gaan braai, maar Enige ander tyd, dit kan nie nou wees nie, dit kan oor 10 jaar wees, dit kan oor dit kan in hiernamaals wees. Maar dit is eventually daar. Maar niemand daar sien tyd op dit gesit nie. Ja. Wat as Frikkie jou man of vrou is? En jy wat hulle vergewe raak hulle. Nee, ek volg nie. Sê herhaal net vir my. Alright. Wat as Frikkie jou man of vrou is? Ja. Jy sê vir wie daai vergifnis vir jou of vir Frikkie? Die vergifnis is eintlik vir jou. Jy moet vergewe om gesond te word. Ja. Okay. Maar wat as jy nie jou man of vrou kan vergewe nie? Dan affekteer dit as dit vir jou albei, net vir jouself. Nee, noodwendig. Shelly wat my nie kon vergewe nie. Nee, dit het veel gekos. Sy kon my nie vergewe. Ja, vandag gaan ek aan, maar dit het my ewig gekos. Ja. Ek gaan nou 'n ander stelling maak. Wat jy gaan sien wat presies is wat jy nou sê. 'n Ander stelling wat ek later gaan maak. Okay. So ek wil nou eintlik hê ons moet bietjie gaan vra wat gebeur met my wanneer ek nie kies om te vergewe nie. Okay, ons gaan nou in Matteus 18 bly en ons gaan daai bekende gelykenis lees. Okay? Nee, van die slegte dienaar. Daarom word dis nou net nadat Jesus vir Petrus gesê het 70 maal 7 keer.
Daarom word die koninkryk van die hemel vergelyk met 'n sekere koning wat met sy diensknegte wou afreken. En toe hy begin afreken, word daar een na hom toe gebring wat 10.000 talente skuldig was. En omdat hy nie kon betaal nie, gee sy heer bevel dat hy verkoop moet word, en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het, en dat betaal moet word. Toe val die diensknegt neer en buig voor hom en sê, Heer, wees lankmoedig met my, ek sal u alles betaal. En die Heer het hom die heer van daardie diensknegt het hom innig jammer gekry en vir hom jammer gevoel en hom losgelaat en hom die skuld kwytgeskeld. Maar toe daardie diensknegt uitgaan en een van sy medediensknegte vind wat hom 100 pennings skuldig was, het hy hom aan die keel gegryp en gesê, betaal my wat jy my skuld. Sy medediensknegt val toe voor sy voete neer en smeek hom en sê, wees lankmoedig met my, ek sal jou alles betaal. En hy wou nie, maar hy het gegaan en hom in die gevangenis gewerp totdat hy die skuld sou betaal het. En toe sy medediensknegte sien wat gebeur het, was hulle baie bedroef en hulle het gegaan en aan hulle heer meegedeel alles wat gebeur het. Daarop roep sy heer hom en sê vir hom, jou slegte diensknegt, al daardie skuld het ek jou kwytgeskeld omdat jy my gesmeek het. Moes jy nie jou medediensknegt ook barmhartig wees, soos ek jou ook barmhartig gewees het, nie? En sy heer het hom in toorn oorgegee aan die pynigers, totdat hy sou betaal het alles wat hy hom skuldig was. So ook sal my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortreding vergewe nie. Baie bekende gelykenis, ouens, maar Ek het daai al van Netbank probeer verduidelik het, verstaan dit? ja, nee, Netbank, hulle gee nie om nie. Okay. So vers 34 en vers 35 bevat twee stellings wat my baie bekommerd maak vir ons. Hy sê en sy Here het hom in toorn oorgegee aan die pynigers, totdat hy sou nie aan die tronkbewaarder nie, aan die wie? Die pyniger. Wat is daai pynig? Ons kom in die volgende stelling, so sal my hemelse Vader ook aan julle doen. Wat sal hy doen? Hy sal jou oorgee aan die pynigers. Nie hy gaan jou straf nie. Dit is ons het vandag ook daaroor gepraat, Rudy, maar dis die beginsel. As jy dit nie doen nie, daar is gevolge daaraan. Dis nie die Here wat jou eksplisiet straf nie, dit is 'n wet wat God daar gestel het. Okay. Nou, gravitasie as 'n voorbeeld. As jy van die dak af spring, jy respekteer nie gravitasie nie. Dis nie die Here se straf dat jy seer kry aan die ander kant nie, dis die natuurlike gevolg daarvan. Kom ons kyk na daai woord pynigers. Ekskuus, ek is besig met hom om dit op te neem, so ek gaan aangaan. Iemand het gevra dat ek hierdie boodskap vir hulle moet opneem. Maar daai is dinge wat met jou gebeur in die lewe, omdat jy ander nooit nie moet nie, maar die mense het jou vergewe, maar jy het nie self ook, as jy die mense gaan vergifnis vra nie. As ek daai enetjie net kan 'n bietjie insit. Ja. So daai woord vir pyniger daar in die Grieks is bastanistes. En dit is letterlik 'n torturer. Nie 'n mooi woord of 'n ander woord vir 'n tronkbewaarder nie. Dit is 'n torturer, en as ons in die Oxford Dictionary kyk, dan sê hy, a torturer is a person who causes someone severe physical and mental pain in order to punish them or to get information. So, God gee jou letterlik oor aan 'n pyniger. En dis nie omdat hy jou straf nie, dit is die natuurlike gevolg daarvan. Omdat jy hierdie wet van vergifnis wat God van ons vereis, nie nakom nie. So, agter op julle papiere is daar 'n diagrammetjie wat ek eintlik baie graag wil hê julle moet invul. En dit gaan oor die fases van onvergifnis. Daar's 5 fases van onvergifnis. En die eerste fase is dat daar
'n oortreding is of 'n besering. Jy kan dit 'n besering ook noem. Iets wat iemand met jou aangedoen het wat nie vir jou lekker was nie. So dit begin by 'n oortreding. Skryf man. Die tweede fase Dit klink my so is herkou of jy herkou of jy herleef nou hierdie besering. Jy vat jouself aanhoudend terug in daardie oomblik in. Jy onthou dit. Jy onthou hoe jy gevoel het. Jy knaag aan hierdie ding. Die derde yes. Baie keer dit as jy self ook nie onthou. Herkou jy dan? Nou kom jy by 'n ander ding. Nou kom jy by heeltemal 'n ander ding. Okay. So die derde stap is jy begin nou 'n wrok en 'n resentment kry teenoor hierdie frikkie. Die vierde fase van onvergifnis is bitterheid. Nou is jy bitter. Jy is nie net bitter vir frikkie nie, jy is sommer net bitter. Soos Mara. Jy is bitter. Ons gaan nou praat oor hierdie goeters. En dan die eventuality, die vyfde stapie van die proses is vervreemding en miskien vergelding. Okay, revenge. En as gevolg van dit gee dit aanleiding tot 'n nuwe oortreding en 'n besering, maar die verskil is nou as jy die skuldige hou. So jy pas nou daai cycle aan vir iemand anders. So waar bly jy? Jy bly heeltyd in die middel. Okay, ons gaan nou daaroor praat. Okay. So, kom ons kyk bietjie. Hallo, basic. So die eerste fase is nou die oortreding. Die tweede fase van die oortreding van die ongifnis nou is jy herkou aan hierdie ding. Ek weet nie, daar's vir julle 'n prentjie van 'n koei wat besig is om te herkou. Daar is nie vir my iets in die wêreld wat so onnosel lyk soos 'n koei of 'n skaap of 'n ding wat lê en herkou nie. En dit is actually wat jy nou aan jouself doen. Jy gaan terug en jy sit jouself time and time again in hierdie situasie wat frikkie jou beroof. Jy voel daai selfde emosies wat jy gevoel het op daai stadium. Frikkie is lankal weg. Dit wat jy daar doen, dit doen aan frikkie niks nie. Jy doen aan jouself. Gee die onkruid, gee water. Die tweede fase, wrok, resentment. So, nou om jouself teen frikkie te beskerm, bou jy hierdie ysmuur, sodat daai frikkie nie by jou kan uitkom nie. Maar ouens, dis nie net frikkie agter daardie muur nie. Almal anders is agter daai muur van ys. So jy maak 'n skeiding tussen jouself en ander mense. Aan die binnekant is dit net jy. Okay, die derde fase is bitterheid. Nou sielkundiges praat baie daaroor, maar ek het 'n artikel gekry in Psychology Today en ek wil vir julle 'n paar punte daar uithaal oor bitterheid. Hy sê bitterness, which I define as a chronic and pervasive state of smoldering resentment, is one of the most destructive and toxic human emotions. Bitterness is a kind of morbid characterological hostility towards someone, something toward life itself, resulting from the constant repression of anger, rage, and resentment. Wat's daai goed? Onvergifnis. Failure to forgive. Regarding how one really has or perceives to have been treated, bitterness is a prolonged, resentful feeling of disempowered and devalued victimization. En selfs 'n ateïs filosoof soos Friedrich Nietzsche
So if you say nothing consumes a man more quickly than the emotion of resentment. Dit vreet jou op. Verder in daai artikel sê die ou, given the rising tide of violence, it is paramount today for both the American Psychiatric Association and American Psychological Association to formally recognize the preeminent role of anger, rage, resentment, hostility, and bitterness play in the etiology and perpetuation of so many mental disorders and in human suffering and destructiveness in general. So ouens, as jy gaan kyk, goed soos PTSD, goed soos angs, goed soos depressie, ek sien nie onvergifnis is die oorsaak daarvan nie, maar dit is 'n jolly goeie plek om te gaan kyk hoekom jy depressie het, hoekom jy angs het, hoekom jy PTSD het. Dit kan die worteloorsaak daarvan wees. En daai, Ja. So ek dink die anoniem vir liefde is bitternis. Die antonieme. Ek stem nie saam met jou nie. Maar vra jy ek sê. Ek gaan jou sê wat dink ek. Ek dink die teenoorgestelde van liefde is indifference. So net terwyl ek met die spreekbeurt het. As oom wat ons ken man. Hy voel dat alles siektes kom uit onvergifnis. Okay. Hy het 'n punt, ek sê nie dit jy kan as jy siek is, iemand gaan vergewe. Ek stem nie noodwendig saam met hom nie, maar ek kry dit uit die skrif uit. Ek is jammer. Wat maak wat veroorsaak verkoue? Onvergifnis of 'n bakterie of 'n virus? Ja. Ek is jammer. Ons gaan nou praat, jy kan meer vatbaar wees vir 'n verkoue. Ek gaan nou hierdie is die sielkundige goeters. Ek gaan nou vir julle 'n paar goeie sê oor die fisiologie van onvergifnis. En dan daardie maak dat jy nie die stem van die Here kan hoor nie. Yes. En jy gaan, daar is daardie roupunt, wat jy dan nie jou uiting of gaan inneem, maar die Here sê jou geestelike ore gaan dan nie oop nie, want jy is heeltemal fokus op daai. Elkeen van daardie goeters, ek weet nie of een van julle ooit regtig depressie gehad het, of PTSD of angs nie. Jou fokus is heeltemal net op jouself. Ek is jammer. Okay. So kom ons gaan bietjie aan oor 'n ander ding wat bitterheid aan jou doen. Wat doen ek het nou oor die sielkundige goeters gepraat. Kom ons praat oor die fisiologiese goeters. Wat doen jou brein as jy nie vergewe nie? Jou brein kry 'n klomp kortisol af. Jou liggaam is die heeltyd in standby om te fight. Kortisol is 'n streshormoon. So as jy nie vergewe nie, jou brein frikkie bly by jou steel. Okay. So wat doen jou brein? Hy skuif kortisol en adrenalien af, maar veral kortisol wat die probleem is. Nou wat doen kortisol aan jou lyf? That's it. Jy is heeltemal reg. Kortisol maak jou vatbaar vir inflammasies en ja, dan kan jy makliker dalk daai verkoue of daai griep kry. Alright, want dit takel jou immuunstelsel af. Dit word vet ook van inflammasie. Ja, en so wat gebeur nog met jou lyf? Jy kry veral daai effekte van adrenalien en kortisol kry jy in jou langtermyn blootstelling daaraan. It affects your gut. Dit bevoeder jou spysverteringsstelsel. Niemand gaan vir jou sê onvergifnis kan veroorsaak kanker nie, maar ek bedoel, wat is kanker maar ook eintlik anders as 'n soort van 'n inflammasie. I stand to be corrected. Maar as daar inflammasie omstandighede is, dink ek is jy meer vatbaar vir 'n kankersel byvoorbeeld om te begin groei. Ek is nie die dokter nie. Wel, as ek so stel, ek het nog gedrink het. As ek lekker gekuier het, lekker bier gesê het. Ja. As ek goeie kans dat ek gaan griep kry daarna. Gewoonlik dag of twee daarna gaan ek griep raak voel. Okay. En bier
gee ook informasie. Mhm. Ek het op daai vir ander drank. Jout. Ek bedoel as ek veral as ek bier gedrink het, Mhm. en 'n dag toe daarna dan baie keer dan begin ek griep. Ja. Okay, so 'n ander ding wat natuurlik op die langtermyn geaffekteer word deur 'n klomp kortisol is jou omloop, jou bloedsomloop. Kortisol, adrenalien, is nie goed vir jou hart nie. Dis nie goed vir jou bloedsomloopstelsel nie. Maar hoe gee jy adrenalien as jy vir kinders wat groep het? 'n Groep aanval. Okay, wat doen adrenalien? Maak jou sterk. Ja. Dis die fight hormoon. Dis die skrikhormoon. Okay. Dit mense sê elke seisoen verander. Mhm. 2 uur oggend. So my bakkaf. Baie interessant. Baie interessant wat jy daar sê. Ek sal op jou met 'n later geleentheid met jou daaroor praat. Daai tyd elke oggend 2 uur. 2 uur oggend, sê my bakkaf, jy saam. Ja, ek het vir jou iets anders daaroor te sê, maar ja. Okay. So die laaste stadium het ons jy's my maat. Net teruggenaam. Jy's my maat. As ons mooi kyk al 3 daai. Mhm. Waar val die duiwel aan? Dis moet ek Almal. Op al daardie. Die niere waar die Here jou deursoek. Ja. In jou hart. Yes. Dis waar die duiwel jou aanval. Yes. En wat maak jy dan? Hy breek jou af. Mhm. Waar is die niere? Okay, jy sal dit nou nie op hierdie prentjie sien nie, maar daar omtrent daar waar die okay, jy kan nie die hierso. jou niere is daar. O. Ek weet as ek vuil beklei, dan kom daar so nie agter my. Wat 'n lekker dop in die voorkant. Jy val soos 'n creamcracker. Okay. So nou het ons vir Frikkie gevat en ons het hom in die tronk gegooi want ons wil wraak hê Ja. op Frikkie Ja. wat by my gesteel het of iets vreesliks aan my gedoen het. Maar ons weet nou al dis 'n prentjie van Frikkie, dis nie Frikkie nie. So Nee, spesifiek. hier kom ons nou by daai stelling wat ek vir jou vroeër gesê het, ek gaan maak Rudy. Die Engelse sê dit baie mooi. Hulle sê hurting people hurt other people. Mense wat seer het, maak ander mense seer. Misery Six Company. Misery Six Company. Ja. Dit is die gevolg. 'n Ou wat in pyn is, het die geneigtheid om iemand anders seer te maak. So my Shelley se nonsens begin het. Ek is 'n man. En ek kyk, ek's baie skaam daarvoor. Ek het so geskrik. Ek het vir almal wat weet hoe sleg sy my het, hoe sleg. Weet dit vir daai eerste jare wat ek was. Maar dit was maar bitterheid geweest. En jy weet ek as 'n man moes dit nooit gedoen het nie, ek dink. Maar jy weet ek het vir almal probeer laat weet. Ja. Hoe sleg en hoe seer ek het. Hoe seer sy my gemaak het. Sy en haar freaking vriendin, nee. Kyk, ek het vir almal laat weet. En dit niks met niemand het eintlik omgegee. Die wat gemaak het of hulle omgee, wou net 'n kinderstorie hoor. Jy weet dit is 'n goed wat ek moes geleer het, maar dit is Maar ek gaan jou nou 'n ander vraag vra, Rudy. Nou kan jy hoor ek weet van sielkunde. Okay. Dink jy dit was om wraak te kry of dink jy dit was om jouself te probeer regverdig in die situasie? Dit was baie om wraak te kry, want ek wou gehad almal moes kraas 'n derde. Ja, dis om vir mense te sê I'm the victim hier. Ja, ek het victim gespeel, nommer 1 ek wou wraak kry. Ek wou mense hê hulle moes sien vir wie sy en haar vriendin regtig is. Wat is die ander vraag? Dink jy dit was nie 'n manier om jouself te regverdig nie? En die ander was? Playing the victim. Playing the victim card. Ja, ek dink was altyd gewees. Ek wou wraak neem. Ek wou victim speel. Ek wou pity by mense kry, want op daai stadium het ek nêrens anders te wat is dit? Wat noem mense dit as jy iets gedoen iemand sê dis mooi? Affirmation. Ek het by niemand affirmation gekry nie. Ek wou affirmation gehad het dat iemand ek wou by mense gehoor het ook
ja, dis verkeerd wat sy doen. Jy is 'n goeie ou, jy verdien beter. So daai affirmation gehad het. Jy weet, en dit het meer skade gedoen as enigiets anderste. Jy weet, ek sê mense het gehoor wat ek gesê gehad het, maar hulle het 'n kinderstorie gehoor. Hulle het daai kinderstorie versprei. Dit het my net dieper in die sok gesit, want dan en dit het niks reg gemaak. Ja. Okay, so 'n teksvers wat ek vir julle hierby wil sit is Romeine 12 vers 17. Wat Paulus sê, vergeld niemand kwaad vir kwaad nie. Bedink wat goed is vir alle mense. Dan spring ek vers 19. Moet julle nie wreek nie, geliefdes. Daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here. Jy weet, op ander plekke kan ons ook oor hierdie vervreemding, gee Paulus vir ons op 'n ander plek, wat bitter min mense lees, skryf hy vir ons, Alexander, is in 2 Timoteus 4, Alexander, die kopersmid het my baie kwaad aangedoen, mag die Here hom vergeld na sy werke, so hy gee hierdie, jy weet, ek hoop die Here kry hierdie ou, I hope God gets him for what he have done. Jy weet, en in vers 16 skryf hy, in my eerste verdediging het niemand my bygestaan nie, maar almal het my verlaat. Mag dit hulle nie toegereken word nie. Met ander woorde, ek hoop nie God gaan hierdie teen hulle hou nie. Okay. Luister, ek hou my geskiedenis teen julle. Julle was nie vir my daar gewees om my bloos te maak. Okay. Nou, hoor jy dan. Okay. Ek sien jou pas trek op. Dit staan in die Bybel. Vreesend as jy val in die hand van God, so iets. So, as jy daai vat, en jy vat tot daai, ek in die Bybel sê, dan, jy wil nie, daai ou eintlik in die hande van God. Ek het altyd gesê, die wiel draai. My maat het draai. Ja. Nee. Maar hy draai stadig, en nie volgens ons goed nie. Ek kan julle stories vertel. Maar hy wil wat draai. Ja. Maar dit is maar waarop ek neem. Maar ek het op 'n tyd het ek gebid vir daai wiel wat draai. Ek het op 'n punt gekom by julle, ek kan nie hoor. Dit maak nie saak nie, dit maak nie aan my saak nie. Ja. En dis vergifnis. Dis 'n punt van vergifnis. Die wiel gaan draai, maar ek bedoel, ek gaan nie lekker kry daarvoor omdat daai ou onder is nie. Ja, nie, maar ek ook, daar staan ergens gesê, as ek lees goed, maar kan nie onthou waar nie, maar ek dink Paulus het gesê, as daai, ek gaan nou my eie woorde gebruik, as daai bad luck daai ou nou tref, moet jy jouself nie, Ja, moet jouself nie verbly of verlekker daarin nie. Ja. En dan natuurlik het Jesus ook gesê in Lukas 23 vers 34 het hy gesê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dit kom op perspektief. Ek dink ek weet julle al, kan ek sê weer? Yes, but. Ek het gesê, ek weet julle al gesê. Jy weet, Paulus, nee, hy het die Christene vervolg. Volgens sy perspektief, wat hy gedoen was reg. Ja. Hy het die werk van die Here gedoen, volgens hom. En niemand kon hom alles vertel nie, behalwe Jesus. Daai ding wat Nick nou draai. Volgens hom is dit fyn. Hoe kan ek nou omdat my nou irriteer? Ek nie my irriteer ek gebruik as voorbeeld. As ons nou my irriteer, sê dit is verkeerd. Volgens jou beter wete is dit fyn. Hulle weet nie wat te doen. That's it. Okay. So ouens, ek het julle nou op julle papiere laat inskryf wat daai 5 fases van onvergifnis is. En nou dat ons hier is, kan julle sien hoe elkeen van daai 4 fases na daai oortreding is daar 'n pyniger wat met jou werk. Jy moet dit aansig. Ja. Baie geluk.
Jy mis nie veel nie. Maar dit is seker Punisher Afrikaans pyniger. Nee. Wat? Punisher is strawwer, iemand wat straf gee, 'n pyniger is 'n torturer. Dis 'n torturer. Okay. Jy was uit op daai stadium wat ek oor gepraat het. Okay. Maar kyk nou al die instrumente. Ja, dis ek het daai dis sommer 'n ek het sommer vir AI gevra om vir my daai prentjie te teken. Maar dit is as jy daai instrumente vat, dit is Ja. die gedeelte wat daai ou sal kry. Ja. Kom jy nie toe nie. So om te herkou. Dis 'n straf. Om 'n wrok te hê, dis 'n straf. Dis sy tools, nee. Ja. Nie bepoeier. Bitterheid. Dis 'n ding wat jou straf en daai uiteindelike vervreemding en vergelding dis 'n torturer wat jou katazza op elke stap in daai siklus. So hoe kom jy uit hierdie siklus uit? Kom ons gaan terug na die gelykenis toe. Okay, ek is nou by 31. Ek wil net 35 minute nou maak. Ja. En sy Here het hom in toorn oorgegee aan die pynigers tot wanneer? Totdat hy sy alles sou betaal wat hy hom skuldig is. So jy vind jouself nou in hierdie siklus van goeders. So jy kan, dit is jou keuse wanneer sê die Here vir daai torturer genoeg. Al wat jy moet doen is jy moet kies om te vergewe. Jy moet vir Frikkie of jy moet daai deur oopmaak. Dat Frikkie kan gaan. En dit begin by 'n besluit. So die 5de vraag vir jou papier is dit: ervaar jy tans pyniging? En indien ja, in watter opsig ervaar jy pyniging? Dit is so lekker om nie dinge te vra nie, want jy lank alles gegee, jy gaan hom nie wil. Ek's bly as jy nie iets het om iets in te vul daar nie, maar dis 'n vraag wat jy vir jouself moet antwoord. So as jy nou daar moet skryf, ja, wat is dit wat jy moet gaan doen? Jy moet gaan sit en dink, waar het ek nie iemand vergewe nie? Heilige Gees, help my om te identifiseer, wys my wie ek moet vergewe. Okay. So ek wil nou vir julle 'n paar dinge neerskryf en ek het vir julle ook plek gegee op julle papier. Wat vergifnis nie is nie. En dis baie belangrik dat jy verstaan dat vergifnis nie een van hierdie goeders beteken nie. Vergifnis is nie 'n ontkenning. Ek het 'n hele sakkie vol penne. Vergifnis is nie 'n ontkenning daarvan dat iets slegs gebeur het nie. So vergifnis is nie om te sê Frikkie het nie by my ingebreek nie. Dis nie wat vergifnis is nie. Dis nie 'n ontkenning van daardie ding wat jou seer gemaak het nie. Nee, dit is skryf van die bord af hierdie vraag. Okay. Rudy kan. Ja, nee, ek weet Rudy kan nie dis, maar hy's nou eintlik as prins, dis kom hy so ver sit sodat hy 'n verskoning het. Kinders gaan sit altyd agter in die klas. Vergifnis is ook nie om van iets kwaad goed te maak nie. So dis nou nie om te sê, "Hey, dis so 'n goeie ding dat Frikkie by my ingebreek het nie. Ek is so bly Frikkie het by my ingebreek." Nee, dis nie vergifnis nie. Hierdie een is baie belangrik. Vergifnis is nie instant trust nie. Die Bybel sê vir ons hoeveel plekke vergewe ons het 'n paar keer gelees daarvan. Maar daai selfde Bybel sê vir jou ook, don't be stupid.
Daar's 2 boeke in die Ou Testament wat vol daarvan staan. Don't be stupid. Spreuke en Prediker. Don't be stupid. Don't be stupid. Okay. Daai selfde boek wat vir jou sê vergewe, sê vir jou ook, don't be stupid. Okay. En die 4de ding wat vergifnis nie is, dit is nie versoening met die oortreder nie. Dit kan wees, maar Dis 'n stap in die rigting. Maar weer eens. Claudette vergewe my. Ag, gaan. Pyniger. Okay. So ouens, ek wil vir julle vra, as julle happy, kan ons maar vir Frikkie laat gaan. Absoluut. Kan ons maar die tronk se deur oopmaak en vir Frikkie laat gaan. Ek wil iets lees. Los nou vir Frikkie, wat hy in vrede gaan. Ja, ek is van Frikkie. My Frikkie is dood. Frikkie is dood by my job. Ek het hom begraaf. Okay. My hond is Frikkie. Oh, sorry boet. Okay. Jakobus 5:14. As iemand van julle siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente roep, sodat vir hom kan bid. Nadat hulle hom in die naam van die Here met olyf gesalf het. Ek glo, nee maar hierdie wag net gou. Met olie gesalf het, ja. Gebed sal die siekte sal. Here sal. Nee, dan, nee. Dis die skrif wat ek gesoek het. Ek dink vir my vertaling. Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid. Laat hulle hom in die naam van die gebed van die geloof sal die kranke red en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. That's it. Daai vers is die afgelope tyd baie by my. Ek het dit al vir jou gesê. Dis een van die redes kom ek gesê het wat ek gesê het op die mannekamp oor daai vers. So ouens, ons harte is dalk vol frikkies en daar's nie net een frikkie nie, maar jy weet, so julle is almal okay om vir Frikkie te laat gaan, né? Nee? Okay, kom ons laat vir Frikkie gaan. Hey. Okay, wat nou? Ons het dan gaan ons iemand anders. So nou het ons het nou al die frikkies laat gaan. Nu voel jy mismoedig. Jy is ook in daai tronk van jou hart. En jy is die heel moeilikste een vir jouself om te vergewe. Nie van hom nie. Rudy, I don't share that sentiment. Okay. Verstaan jy? Ek hoor wat jy sê, ek jou jammer. Ek dink nie dit is toepaslik vir almal nie. Okay, Rudy, maar jy's abnormaal. Nou moet jy vergewe. Ja, moet jy vergewe. Hallo, Frikkie. Nou roep jy Frikkie terug. Frikkie. Okay, nee Rudy, ek verstaan. Spesiaal. Dis nie nou. Ja, wat my ma sê so. Ja. Wat 'n mooi stuk kind. Okay, nou ouens, ons het nodig om onsself ook te vergewe. En ek weet nie vir julle nie, maar ek het vir my om myself te vergewe het, was 'n stryd gewees. Dit was vir my moeilik gewees. Nou ek wil vir julle 'n paar vraag 6 op jou papier. Het jy dit nodig om jouself te vergewe? En indien ja, waarvoor? Nou ek het net vir jou 2 lyntjies gegee, maar ek dink jy gaan dalk meer nodig hê as jy sukkel om jouself te vergewe. Ja, nou gesê ek het so in die bed gelê, toe kom jy vanaf en binne 2 minute ou memories in my kop gesit. Dit lief daarvoor. En ek het daar immediately took thoughts capture. Nou ek my gedagtes capture vat as ek dink dadelik aan die goedheid van God. Dit is al hoe ek het reg kry. Ek kan nie iets anders dink nie. Ek moet dan iets dink wat die Here vir my gedoen het en ek doen dit met 'n gereelde basis doen want my kop is besig. Maar die vyand probeer my kry op 'n manier dat ek moet skuldig voel oor my verlede, dat ek myself nie moet vergewe nie. Ja. Vir my is dit
Dis die maklikste wyf. Ek dink ek ken my net nie baie goed genoeg nie. Ek is 'n narcissus as dit kom by. Ek het myself of ek moes myself vergewe dat ek het. Maar jy weet mense praat dat dit moeilik is om hulle self te vergewe. Ek het nie ek bedoel nie eerlik en ek moet nie dat brag of enigiets nie. Ja. Ek deel net nie daai sentiment dat dit moeilik is nie. En ek is kom ek sê maar net ek is dankbaar daarvoor. Dan sê. Maar dis net weer vir my moeilik om mense te vergewe. Dis vir my. Ander mense vind dit maklik. Ek vergewe nou weer baie maklik aan ander mense. Ja. Maar myself, oh my goodness. Hy ry 'n Spanish donkey my maat. Hy ry 'n Spanish donkey in daai tronk en hy slaap in 'n Iron Maiden. Okay, nou ouens, wanneer dit kom by jouself om jouself te vergewe. Hierdie is my so 'n mooi versie. Lees kom ons kyk bietjie wat gee God vir ons eintlik met vergifnis. Dis 'n vreeslike mooi gawes wat God vir ons gee. Handelinge 3 vers 19 sê vir ons: kom dan tot inkeer en bekeer julle sodat julle sondes uitgewis kan word en dat tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom. Wow, I like that. Refreshment in Afrika. Die Engels sê times of refreshment. Okay. Daai reën in die woestyn gevoel. Dis wat die Here vir jou gee wanneer hy jou vergewe. Okay. In Psalm 103 vers 12 skryf Dawid vir ons: so ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Nou ouens, ek dink regtig daai ou Dawid het geweet die aarde is rond. Nee, ek is baie ernstig. As jy van oos na wes moet stap, gaan jy ooit ophou stap. As jy van die ooste na die weste stap, jy gaan aanhou stap. Ek dink regtig Dawid het verstaan die aarde is rond, want jy kan van die noorde na die suide toe stap, maar jy kan nie van die ooste na die weste toe stap nie. Nou baie psalms is nie reg Inspireer, ja. So ek like dit eintlik as mense met 'n as mense wil debatteer oor is die aarde plat of rond. Ek like hierdie vers. Ja. As iemand begin die aarde is plat, dan sê ek vir ja. Dis goed. Ek kan nie hierdie gesprek met jou hê nie. Ja, ek sê met jou so. Dis reg. Ja. Jy's reg. Ja, nee, shop. 1 Johannes 1 vers 9 sê vir ons: as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. So hy maak ons skoon. 15%. Nie 15% nie, nie 70% nie, nie 99,8% nie, 100%. Skoon. Hierso is iets interessant om aan te dink. Yes. Okay. Ek gaan nog 'n bietjie aan. Ek weet hier is 'n gevoel wat ek nou het om te sê, ek gaan nou sê. Johannes 8 vers 36 sê vir ons: as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. So wat gee God vir ons wanneer ons in daai vergifnis? Hy gee ons sonde uit. Hy vat dit van ons weg so ver soos wat die ooste van die weste af is. Hy refresh ons. Hy gee vir ons nuwe lewe. Hy reinig ons en hy maak ons vry. Hy maak daai tronk se deur oop. En dit is wat elkeen van ons ook moet doen. Met onsself en met al die frikkies wat ons in die tronk het. Nou, 'n paar stappies om jouself te vergewe. Bou 'n brug en kom oor. Dis die maklikste een, ja. Bely voor God wat jy verkeerd gedoen het. Gaan maak seker die Here het jou vergewe. Die Here gaan jou nie vergewe tot jy nie daai sonde bely het nie. Dit werk net nie so nie. Ja, anders is dit jy ook maar 'n tronk.
Ja. Die tweede ding, ontvang daai goedes op wat ons nou net van gepraat het. Wat God jou dan gee. Die reinheid, die vryheid, die verkoking, die refreshment. Ontvang dit. In die derde plek, aanvaar dat dit onnodig is om jouself swaarder te straf as wat God se genade groot is. Baie keer wat ek gevind het as ek myself nie vergewe nie. Eerlikheid, jy is so sleg, jy moet straf jouself. Het julle al hierdie katolieke ouens gesien wat so loop en hulle self met 'n sweep slaan? Hulle noem dit self-flagellation. Hulle dink dit impress die Here omdat hulle vlees bestraf. Hang af waar hy is. Ek het weet jy, okay, Katholieke is boos. ja, maar ek bedoel dit is ouens wat dink hulle impress die Here as hulle self loop en slaan met 'n sweepie. En ek jaag hulle nie die vrede weg. Nee, daarvoor het hulle die bureau gewaai, die water wat ons soos Okay. Ek was eendag by Rooms-Katholieke trou en dit was echt grap geweest. Dit nog die vrede. Ja. Okay, en dan 'n laaste ding. Vervang jou verdoeming, jou damnation van jouself met God se genade en met gehoorsaamheid. 'n Laaste punt daaroor, ouens, oor jouself vergewe, is as die Here jou dan kan vergewe, wie is jy om jouself nie te vergewe nie? Jy behoort nie aan jouself nie. Die Here sê vergewe jou oortreders. Jy is ook 'n oortreder teen jouself. Elke sonde wat ons doen, gaan ten minste 2 rigtings, partykeer 3. Partykeer meer. Elke sonde wat jy doen jy teen jouself en jy doen dit teen God. En partykeer sondig jy teenoor 'n mens of mense. Dit gaan in baie rigtings. Ek weet nou hoe wil ek my ding sê, dat het ook goed nou hierso. Okay, so ouens, dit is wat ek my 35 minute boodskap wat ek beplan gehad het oor vergifnis. Maar ek hoop julle besef hoe belangrik dit is en onthou, wanneer ons tot bekering kom, vergewe ons die Here ons sonde wat ons bely op daai stadium. Okay. Wanneer die Heilige Gees nou kom en hy herinner jou aan daai ou wat jy nodig het om te vergewe, daai rooi koos, die frikkie. Jy het God gee jou gewoonlik 'n grace period. Maar dan kom daai pyniger. En dit is nie die Here wat jou straf nie. Vergifnis is 'n wet soos gravitasie. Dit maak jou seer as jy nie die wet van gravitasie erken nie. Net so maak dit jou seer as jy nie die wet wat vergifnis is eerbiedig nie. Okay. Thanks julle ouens. Dankie vir jou.